Ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke, deel 468. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Java Shoan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rottenham Version, wat jy in geen boekwinkel in die wêreld te koop kry nie, waarvan ek 'n klomp het. Kan jy my kontak op my WhatsApp nommer 0722 367 of gaan na my webtuiste https://javashua.co.za. Soos jy sien hierso, né? As dit al die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, gaan na deel 1. Begin reg voor u het reeds 'n magdom inligting gemis. Uiteindelik dat jy inteken op die YouTube kanaal, sodat jy ook al die verskillende kennisgewings kan ontvang wat deurkom, as ook ons TikTok boodskappe maandag tot Vrydag. Stuur die kontak vir jou vriende en kennisses. Hierdie reeks gaan lewensveranderend wees. En dit is lewensveranderend. Die goed wat ons nou behandel. Maak seker dat jy skryfblok en pen byderhand het. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, ons Elohim, vanmôre is dit met harte en sielsdimensies en in ons wese is ons uit dankbaarheid wat ons hande opsteek en sê halleluja, halleluja, vir die bo natuurlike waarheid en kennis wat U ons mee bedien. Ek wil vanmôre bid, Vader, omdat dit 'n baie sensitiewe onderwerp is waarmee ons besig is, dat U elkeen seën wat luister. Maak die woord oop, ons sny die werke van Satan af. Hy is uitgeklaar op Golgotha se heuwel, hy is tentoongestel naak. Ek sê dankie dat ons vanmôre in die krag van die Ruach by mekaar is, Vader. Ek bid hierdie salwing in elke huis af, in elke kantoor, in elke plek waar iemand nou sit en kyk. Dankie dat ons as javiste vanmôre saam kan wees rondom die woord. Maak dit lewend in ons midde. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Javashua, en elke Javas sê halleluja, halleluja, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se woord vir jou groot seën gaan wees. Die boek Spreuke, hoofstuk 24, weer let op na die beeldspraak. Hy sê, hy was die afskynsel van sy, dis Jaffa die Almagtige, se wese. Hy was die afskynsel, met ander woorde die bloudruk. Onthou as 'n ding is 'n afskynsel, bloudruk. Waar is die bloudruk gewees? In sy gedagte. Hy, Javashua, was, ek wil sê, reeds die afskynsel van sy, Jaffa die Almagtige se wese of persoon. Dat sê die Bybel, en alle dinge dra deur die woord. Nou wie is die woord? Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord, en die woord was by Jaffa, en die woord was Jaffa. Nou kom ons lees wat staan daarso. En hy, Javashua, was die afskynsel van sy, Jaffa die Almagtige se wese of persoon. En alle dinge dra deur die woord van sy, Jaffa die Almagtige se krag. Hoekom? Hierdie Vader hom alreeds gesien, waar hy vir hom die autoriteit gee, alle gesag in die hemel en die aarde. Hy gaan alles dra wanneer hy mens word. Nie as hy 'n kind nie, eers nadat hy onderdompel is deur Johannes die onderdompelaar, wanneer hy 30 jaar oud is. En die water uitkom en die stem in die hemel, hy sê, dis my geliefde seun, in wie ek welbehaag. Daarvan af dra hy alle dinge deur die woord van sy, dis die Vader se krag. Nadat hy, dis Javashua, wie nog nie eers tot wording gekom het nie. Ek wil nie sê eers tot geboorte gekom het nie, dit kom eens later. Maar in die hemel tot wording gekom het nie. So hy het nog nie eens bestaan as 'n engel nie.
Alle dinge dra deur die woord van sy Jahwe die Almagtige krag. Nadat hy Jahwe nog nie eers tot wording gekom het nie, die reiniging van ons sonde bewerk het, so voordat die Seun tot wording gekom het, het Vader reeds as 'n bloudruk hom gesien om ons reiniging te bewerk. Deur aan die houtkruis te sterwe. Daarna gaan sit het aan die regterrand van die majesteit van Jahwe die Almagtige in die hoogte, naamlik die hemele. Hy sien alles. Die Vader sien alles, maar hy is nog nie daar nie. Die engele in die hemel is nog nie daar nie. Soos wat ons hy sien in ons gedagtes, in ons verbeelding, sien ons die bloudruk. Ons gaan slaan die penne in hom. Ons sien alles, so sien Vader alles. Die vrou, terwyl die huis nog nie eers die penne ingeslaan het, sien sy die klere teels. Sy sien hoe die mure geverf is en die klere en, ek gee net maar 'n voorbeeld. Verstaan jy wat ek sê? Ons sien alles word reeds gesien en jy kan oor dit praat, asof dit reeds daar is, terwyl dit nog nie is nie. En dis wat die woord sê vir ons vandag as bruid van Jahwe. Geloof, Hebreërs 11, geloof is 'n vaste vertroue in die dinge wat ons nie sien nie, maar wat ons glo. Ons roep die dinge wat nie bestaan nie, asof dit reeds bestaan. Wat sê die woord? Roep die dinge wat nie bestaan nie, asof dit reeds daar staan. Hoekom? Want ek het 'n lewende sielsdimensie wat dinge vooruit kan sien. En u het 'n lewende sielsdimensie wat dinge vooruit kan sien. En Jahwe het die grootste lewende sielsdimensie wat alles voor die tyd kon gesien het. Maar die kerk het die goed uit verband kom ruk. En Antosius en sy trawante, sy vrymetselaar trawante, het die goed so kom vertaal deur verkeerde woorde in sy klein lettertjies en goed. Goed, nou verstaan ons wat hy so sê. Vers 4, ek gaan hom net weer lees. Want hy sê, hy Jahwe was die afskynsel van sy Jahwe die Almagtige se wese of persoon. As dit nie vir Jahwe was nie, sou ons nie geweet het hoe lyk die hemele nie, ons sou nie geweet het hoe lyk Vader Jahwe nie. En alle drange dra deur die woord van sy Jahwe die Almagtige se krag, nadat hy Jahwe nog nie eers tot wording gekom het nie, die reiniging van ons sondes bewerk het, deur aan die houtkruis te sterf, het hy gaan sit aan die regterrand van die majesteit van Jahwe die Almagtige in die hoogte, naamlik die hemele. Nou lees ons Johannes 1 vers 2. Kom ek quoteer sommer net Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord, en die woord was by, die Bybel lees, by Jahwe, nee, die woord was in Jahwe, want wie is die woord? Jahwe. Hy was reeds die bloudruk, hy was hierso. In die begin was die woord, en die woord was in Jahwe, en die woord was Jahwe. So dit wat hierin is nog steeds die sielsdimensie. Dis nie 'n tweede persoonlikheid nie. Hy dink aan die tweede persoonlikheid, naamlik 'n seun wat hy gaan genereer. Nie waar hy gaan geboorte kry nie, hy gaan hom gegenereer. Johannes 1 vers 2, hy, die woord, was in die begin by Jahwe die Almagtige. Nee, hy was in die begin in Jahwe die Almagtige, in sy gedagtes. Het ons dit? Baie maklik. Anders hoe kan hy daar wees, as hy nog nie eers is nie? Nou luister na vers, Johannes 1 vers 3. Alle dinge het deur hom, dis Jahwe, ontstaan. Wat verstaan u as ek dit lees? Alle dinge het deur hom, dis Jahwe ontstaan. Dit klink as Jahwe die hele skepping gedoen het. Asof hy gesê het, laat daar lig wees, en daar was lig. Asof hy gesê het, laat daar bome wees. Asof hy gesê het, laat die aarde spruite voorbring. Asof hy gesê het, vir Genesis 1 vers 26, 29,
het asof hy die mense gespreek het. Hy sê het vermenigvuldig en vul die aarde. Dis nie Adam en Eva nie, dit was die eerste mense wat gespreek was. Adam en Eva was nie veronderstel om die aarde te vul nie. Nou sê Johannes 1 vers 3, nou is omdat Toosius hulle dit verkeerd vertaal het. Want hulle het geen eskatologiese kennis gehad nie. Hulle het nie die navorsing gaan doen nie. Hulle het maar net soos wat die 33, soos wat die katholieke die 1611 King James Bible vertaal het. So Toosius hulle het maar net afgeskryf. Hulle het net afgeskryf. Sit die 1611 King James en die 33 laats mekaar. Veral die Ou Testament. Dan sien jy meeste van die goed loop woord vir woord. Selfs hierdie gedeeltes, gaan kyk na dit. Johannes 3 vers 1. Alle dinge het nie deur hom ontstaan nie, het tot hom, dis Yahshua, ontstaan. Hoe klink dit? Natuurlijk. As daar nie 'n seun sou wees nie, was dit nie nodig vir 'n aarde nie. As daar nie 'n seun sou wees nie, was daar nie nodig vir 'n hemel nie. Was dit nie nodig vir mense nie. As daar nie 'n seun moes wees nie, was dit nie nodig dat daar engele was nie. Dan was daar ook nie 'n Lucifer of 'n Satan of wat jy het wil noem nie. Ons kom by dit. Daar gaan jy jou seatbelt moet vasmaak. Johannes 1 vers 3. Alle dinge het deur hom ontstaan. Nee, alle dinge het tot hom. Deur beteken, hy het dit gemaak, die seun. Hy het niks gemaak nie. Hy het nog nie eens bestaan nie. Net die Vader het geskep. Kyk daar, gaan lees Genesis 1 vers 26. Ek dink net aan die skrif. Hy sê, en Jahwe het gesê, kom laat ons mense maak. Het die seun gesê, kom vir die Vader sê, kom ons maak gou 'n paar mense. Nee. Jahwe, die Vader sê, kom laat ons mense maak. So hy het die instruksies gegee. Hy was in beheer van die hemele en die aarde. Alle dinge het tot hom ontstaan. Wie is die hom? Die woord, die seun, wat sou word. En sonder hom, dis die seun. Het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Hoekom daar? Jy sien, ons het al die jare dit verkeerd gelees. Ons het gelees, alle dinge het deur hom ontstaan. En sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. So dit lyk asof die seun alles gemaak het. Nee. Alle dinge is tot hom, die seun, het ontstaan. En sonder hom, die seun, het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie, want daar was nie 'n nodigheid dan nie. Hy was reeds die blauwdruk, die afskynsel van die heerlikheid van Jahwe die Almagtige, in die gedagtes van Jahwe gewees. Jahwe, voordat hy die seun geformeer het, gegenereer het, hy het nie seun geformeer nie. Hy het Adam geformeer uit die stof van die aarde. Maar ek sien nie in die Bybel dat hy die seun gemaak uit iets uit nie. Verstaan? Ek sien nie dat hy die seun geformeer nie. Hy het hom gegenereer. Nou weet jy wat, u moet my boeke kry. Die Afrikaanse, die Nuwe Testamentiese Afrikaanse legkaartstudies Bybels. Hulle is 3 boeke, dit is al 4 boeke, sulke dik, 500 bladsy boeke, in kleur. Waar ek hierdie goed vir jou, kan jy net na die Johannes toe gaan, om gaan oopmaak. En julle wat dit het, gemaak jou Bybel oop, by Johannes 1 vers 3. Want ek het nie hierdie inligting uit die boek gaan uithaal nie. Hier verduidelik ek spontaan, soos wat die Ruach dit vir my gee. Gelei deur die Ruach HaKodesh, spontaan in die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh. So as u die boeke het, wanneer ek Johannes lees, maak jou Bybel oop. Wanneer ek Hebreërs lees, maak jou Bybel oop, daai Bybelboek, die Afrikaanse legkaartstudies Bybel, dan sien jy hoe verduidelik ek, daar sulke stukke verduidelikings daar. Wat ek nou nie alles hier wil insit nie, want dan beweeg ek weg van dit wat ons in werklikheid wil hê, wat ek wil hê jy moet sien. So alle dinge het tot hom ontstaan.
En sonder hom die Seun het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Want hy was reeds die bloudruk of die afskynsel in die gedagte van Vader Jahwe gewees. Nou ja, ek gaan môreoggend gas Vader Liewe Gesondheidspaar, gaan ek met u praat oor die skepping van die engele in die hemele. Tot môreoggend as Vader Liewe Gesondheidspaar, Maranatha. Yahshua kom weer. Halleluja.